Een van die gewildste doen dinge in Kaapstad is sekerlik 'n volmaan staptog. Ons het op die 21ste Desember 2010 so 'n staptog gaan doen. En wat dit nog meer besonders gemaak het, is dat dit geval het op die somersonstilstand, die langste dag. Die roete begin by die houthuisie op die Synevelpad en is baie duidelik gemerk en daar is oral genoeg parkeerplek vir jou motor. Dis 'n breë grondpad aan die begin, maar as jy om die draai gaan, raak dit 'n behoorlike nouer paadjie, soos wat 'n mens gewoonlik in 'n berg sal kry. Die roete vorm in geheel 'n spiraal rondom Leeukop en is oor die algemeen 'n styl, geleidelike klim tot bo. So hier word nou 'n bietjie steiler, maar is nog steeds 'n relatiewe maklike klim. Jy moet 'n bietjie fikser wees, maar hier is net die area waar dit styl begin raak. Wanneer jy hoër klim, is daar 'n vurk in die pad waar jy 'n maklike of moeilike roete kan volg. Die maklike roete is 'n meer geleidelike klim. By die moeilike roete moet jy bietjie meer klouter, want jy klim 8 meter reg op teen 'n rots. Daar was eens kettinge waarmee jy jouself moes ophys, maar nou is daar stalvashouplekke, wat vir jou 'n beter greep gee en is aansienlik makliker en natuurlik ook veiliger as voorheen. Die laaste stuk nou, tot bo by die baken is styl, en daar is nog een leer waar jy moet klouter. Hierdie leertjie kan dalk vir 'n paar mense bietjie bang maak. Het laat my 'n bietjie herinner aan Patricia Lewis en haar bang Jan Dooijan daar. Maak seker jy rus genoeg en neem water in, sodat jy nie dehydreer nie. Moet ook nie jaag tot bo nie. Daar is 'n magdom plante en diereryk wat jy kan verken soos jy opstap. En wanneer jy bo uitkom, het jy 'n fantastiese 360 grade uitsig oor Kaapstad. Dit was volmaan, so die paadjie was nogals besig en ek sal aanbeveel dat jy eerder vroeg opgaan om die massas te mis. Daar is al die karre van almal wat vanaand die stapie gaan doen en is volmaan, so almal het nog met dieselfde idee. Ons het sitplekke gekry en gaan sit en gekyk hoe die mis oor die stad instroom en gewag op die volmaan. En toe maak die volmaan sy verskyning. Van ver het Leeukop gelyk asof dit flikker van al die kameraflitse en koplampe soos daar foto's geneem word en teen die berg in die donker afgestap word. Die stap terug het 'n bietjie langer geneem as gevolg van almal wat gelyktydig die berg af is. Ek beveel aan dat as jy op 'n volmaan staptog op Leeukop gaan, jy geduld moet hê en rustig moet wees, omdat dit jou 'n rukkie gaan neem om onder by jou motor uit te kom. Kry 'n paar vriende, pak 'n piknikmandjie en gaan stap Leeukop uit in die maanlig. Dit is een van die mooiste roetes wat jy nog sal stap.